Ons verwelkom ook graag almal wat nou by ons erediens elektronies aansluit, by ons erediens waar ons dan vandag ook saam die Goeie Vrydag op 'n besondere manier ook vier hier in die huis van die Here. Kom ons word nou stil, dan bid ons saam. Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, voor U genade troon, kom kniel ons vanoggend in verwagting. In ons harte leef die verwagting dat ons vandag hier met U, die lewende God, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, 'n ontmoeting sal hê. 'n Verwagting dat ons weer opnuut sal begryp hoe ver, hoe wyd, hoe hoog en hoe diep U liefde vir ons strek. Liefde wat ons verstand te bowe gaan. Verwagting dat ons weer opnuut gevul kan word met U volheid, troue Vader. Dat ons weer gevul kan word na liggaam, siel en gees met die voedsel van die lewe. Daarom bid ons ook vandag dat U vir elkeen van ons wat hier teenwoordig is, en elkeen van ons wat ook op 'n virtuele manier teenwoordig is, bewus sal maak van die werklike diepte, rykdom en betekenis van Christus se kruisdood vir ons. Gee dat ons duidelik ook sal hoor wat U vir ons in U woord wil sê, en dat ons lewens ook daarvolgens sal inrig, sodat ons U kan dien met toewyding en met oorgawe en 'n opregte hart. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou maatjies, ek het vanoggend vir Rex saam met my gebring. Hy's 'n baba Tyrannosaurus Rex en hy is baie van die kinders se gunsteling en ek is bly dat hy nou vandag ook hier saam met ons kan wees. Goeiemôre Rex. Hallo julle. Hoe gaan dit met jou? Ag, baie goed, dankie. Ek is sommer bly dat ek vandag hier kan wees saam met julle. Ja, ons is ook baie bly, maar ek sien jy het 'n nuwe T-hemp aan. Wat gaan aan? Ek dink daai eerste T-hemp van my wat sê Born in the New SA is nou al 'n bietjie oud. Ek het nou maar lus geraak vir 'n nuwe een. Ek sien hy het 'n dinosaur op. Ja, dit pas by my. Ek het nogal so gedink. Dit lyk oulik. Baie dankie. Ek het 'n vraag. Nee, ek het so gedink. Ja, want die enigste dom vraag is die vraag wat nooit gevra word nie, nee. Ja, nee, ons ken al daardie storie van jou. So wat wil jy weet? Wat se dag is vandag? Dis Vrydag. Nou kom ons in die kerk. Wel, dis Goeie Vrydag. Nou wat is so goed aan hierdie Vrydag? Dis die dag wat ons Christus se kruisdood herdenk. En dit is hoekom ons hier in die kerk bymekaar is vandag. Ja, dis iets wat ek nog altyd oor wonder. Hoekom het hy aan die kruis gesterf? Dit klink so wreed. Dit was baie wreed geweest. En dit het 'n baie besondere en baie diepe betekenis. Wat is daardie betekenis? Wel, as jy hier agterkom sit, dan gaan ons vandag 'n bietjie daaroor gesels, oor die werklike betekenis en die rykdom en die diepte van Jesus se kruisdood vir ons. Geliefdes, ons gaan vandag saam lees uit die brief aan die Hebreërs, hoofstuk 9. Ons gaan net vers 11 tot 15 lees. Jy is welkom om die voorafgaande en die daaropvolgende gedeeltes ook vanmiddag by die huis te gaan lees, want dit gaan oor die hele gedagte van Jesus se offer wat hy gebring het as die groot hoëpriester.
Maar Christus het gekom as hoëpriester van die weldade wat nou verwesenlik is. Hy dien in die verbondstent wat groter en volmaakter is en nie deur mense gemaak is nie. Dit wil sê, wat nie tot hierdie wêreld behoort nie. Met sy eie bloed en nie met die van bokke en kalwers nie, het hy net eenmaal die heiligdom binne gegaan en 'n ewige verlossing tot stand gebring. Wanneer die bloed van bokke en bulle en die as van 'n vers op die onreines gesprinkel word, maak dit hulle rein. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien. Hiervoor het Christus immers homself as volkome offer deur die ewige Gees aan God geoffer. Daarom is hy ook die middelaar van 'n nuwe verbond. Sy dood het plaasgevind om mense te verlos van die oortredinge wat onder die eerste verbond begaan is, sodat die wat geroep is, die beloofde ewige erfenis kon ontvang. Geliefdes, die kruis is seker een van die bekendste godsdienstige simbole in die hele wêreld. Dit maak amper nie saak in watter land of gebied jy jouself bevind of waar jy kom nie. Sodra jy die kruis sien, dan weet jy waaroor dit gaan en waarvoor dit staan. Selfs mense wat nie Christene is nie, wat nie in Jesus glo nie, weet ook van die kruis. Weet ook van die kruis se betekenis. En weet ook dat Jesus aan die kruis gesterf het. Daar is oor genoeg getuienisse in die Bybel daaroor, maar selfs ook in buitebybelse bronne word daaroor gepraat. Soveel so dat selfs mense wat glad nie eers in die bestaan van God glo nie, weet van die kruis. En vanoggend, omdat ons hier by mekaar is om die kruisiging van Christus te herdenk, dink ons opnuut na oor die werklike betekenis daarvan en waarom dit alles nodig was. Godsdienstige rituele en veral eredienste het in die Ou Testament begin met die tabernakel. Onthou hier, toe die volk Israel deur die woestyn getrek het nadat hulle uit Egipte deur Moses uitgelei is, na God se pla en wonderwerke wat hy gedoen het, nadat die Egiptenare daar in die Rietsee verdrink het, nadat die volk deur die Rietsee en Rooisee met droë voete deurgetrek het, het God vir hulle die opdrag gegee om 'n tabernakel te maak. 'n Tent van ontmoeting. 'n Plek wat sou dien as 'n heilige plek en simbool van God se teenwoordigheid by hulle. Hierdie tabernakel moes draagbaar wees. Hulle moes dit kon saam met hulle neem, waar hulle ook al gereis het. En dikwels het hierdie wolkkolom wat hulle deur die dag gelei het, die tabernakel gevul en oordek. En was dit 'n simbool gewees van God se teenwoordigheid daar by hulle. Hierdie tabernakel moes hulle dan nou van tentdoeke gemaak het, sodat dit maklik vervoer kon word en nie te swaar kon weeg nie. Dit het min of meer so iets gelyk. Dit het bestaan uit 2 dele, 'n heilige deel en dan ook 'n allerheilige deel. En hierdie 2 dele is van mekaar geskei met 'n baie stewige gordyn, en daardie gordyn is die voorhangsel genoem.
Die offeraltare was dan net voor hierdie tabernakel neergesit en daar het hulle offers gebring. Dan binne in hierdie tabernakel was daar 'n goue kandelaar met 7 arms wat Moses moes maak en daar was ook 'n tafel waarop offerbrode neergesit is. En dan in die allerheiligste deel het hulle die verbondsark gesit. Nou die priesters kon in hierdie heilige deel ingaan wanneer hulle offers gebring het vir die volk, om namens die volk versoening te doen vir hulle sondes. Hulle het geglo dat bloed vergiet moet word, sodat daardie bloed besprinkel kan word op sondaars, en hulle het geglo dat hulle op daardie manier gereinig kan word van hulle sonde wat hulle met berou bely. Die allerheiligste deel waarin die verbondsark was bedoel vir die groot versoendag. Een keer in 'n jaar was dit die groot versoendag. En dan mag net die hoëpriester daarin gegaan het om versoening te doen vir die volk se sondes. Eers moes hy vir homself 'n offer bring om vergifnis te vra vir sy eie sondes. En dan kon hy in die allerheiligste ingaan met die bloed van die offerdier en dit op die verbondsark sprinkel, om daardeur te vra ook vir die volk se sondes se vergifnis. En baie keer het hulle dan nou ook hierdie sonde van die volk geneem en dit simbolies oorgedra op 'n bok wat hulle in die woestyn ingejaag het, en hulle het gesê daardie bok is vir Asasel, en dit beteken dis bedoel vir verdoemenis. Hy het al die volk se sondes op hom geneem en dit weggevat van hulle af, simbolies die woestyn in. As die hoëpriester op enige ander dag as die groot versoendag in die allerheiligste sou ingaan, sou hy sterf. As hy daar sou ingaan sonder dat hy sy sondes met berou bely het, sou hy sterf. En daarom in die nag voordat dit die groot versoendag is, mag die hoëpriester glad nie geslaap het nie. Dit was die werk van die ander priesters om hom die hele tyd wakker te hou, sodat hy nie dalk per ongeluk in sy slaap dalk sou sondig en dalk nie daardie sonde bely nie. So streng het hulle daaroor gevoel en so streng het hulle daaroor opgetree, omdat hulle die heiligheid van God daardeur simbolies wou voorstel, maar ook omdat hulle regtig berou oor hulle sonde wou toon en ook werklike vergifnis daarvoor wou ontvang. Dit was die skaduwee van Christus se verlossingswerk. Later van tyd, toe hulle nou die beloofde land ingegaan het, in die tyd van Salomo, is die tabernakel vervang met 'n regte tempel, 'n regte gebou. En hier dieselfde patroon is gehandhaaf. Die voorhof waar hulle die offers gebring het, die heilige deel, en dan ook die allerheiligste deel en die voorhangsel wat die twee van mekaar skei. En met Christus se kruisdood lees ons het hierdie voorhangsel van bo na onder in twee geskeur. Want Christus se kruisdood het die pad na die allerheiligste deel vir alle gelowiges oopgemaak. Nie net vir die hoëpriester nie. En daarom was Christus se kruisdood die hoogtepunt van God se verlossingswerk. Nou wat het alles by die tempel gebeur? Vir hulle was dit 'n simbool gewees van God se teenwoordigheid by hulle. Hulle het geglo God is in sy tempel. En hulle sing ook daarvan in die psalms. Hulle het geglo dat dit 'n plek was om ontmoetings dan te hê met God. En hulle het daar eredienste gehou met sang wat begelei is deur die Koragiete. Die Koragiete was 'n groep van die
Levitiese priesters, en hulle was verantwoordelik vir die voorsang in die gemeente. En julle sal in die psalms byvoorbeeld ook lees, dat daar staan vir die Koragiete, en dis juist vir hulle wat dit dan bedoel is. En dan was daar ook woordverkondiging, wanneer hulle gepraat het oor die 10 gebooie aanvanklik, en dan later, soos wat daar boekrolle beskikbaar geword het, van die profete wat dit dan neergeskryf het, het hulle dit dan gelees, en hulle het daaruit God se woord verkondig. Dit was 'n plek gewees waar hulle God aanbid het, en waar hulle offers gebring het. Dis 'n plek waar die priesters en die leviete voltyds gewerk het. En dis daar waar hulle diere en selfs plante geoffer het, en dat hulle dit gebring het om hoofsaaklik vergifnis vir hulle sonde by God te kry, en ook vrede te maak met God, en hulle self met hom te versoen. Die tempel het dus 'n sentrale rol gespeel in hulle godsdienstbeoefening. Jesus aan die kruis op Golgotha het 'n nuwe verbond ingelei, 'n nuwe ooreenkoms, 'n nuwe verbintenis tussen God en sy volk. Die Hebreërskrywer sê vir ons, Christus was die hoëpriester wat op die groot versoendag in die allerheiligste ingegaan het, om versoening te doen vir ons sondes. Maar anders as alle ander hoëpriesters, was hy soos die hoëpriester uit die orde van Melchisedek, wat beteken koning van geregtigheid, was hy 'n sondelose hoëpriester wat nie een keer sonde gedoen het nie. En daarom maak dit hom die volmaakte hoëpriester. Want al die ander hoëpriesters voor hom was sondige mense. En hy kom en aan die kruis bring hy die eens en vir altyd volmaakte offer. Nie 'n bul of 'n lam sonder gebrek, of 'n bok of enige ander dier of plant nie. Hy bring homself. Hy is die offer. Sy bloed is die bloed wat gebruik kan word om te reinig van sonde. Hy offer homself onskuldig, sodat ons onskuldig verklaar kan word. Met sy eie bloed het hy 'n ewige verlossing gebring. Dis nie weer nodig nadat Christus sy bloed vergiet het, dat ons weer enige ander bloed moet vergiet om vergifnis van sonde te kry nie. En dis hoekom ons nie offeraltare hier rondom die kerk het nie. Dis hoekom ons nie besig is om diere vandag te offer nie, want dis nie meer nodig nie. Christus se eens en vir altyd volmaakte ewige offer het dit alles onnodig gemaak. Hy het 'n einde daarin gebring. Die Hebreërskrywer sê sonder bloedvergieting vind geen vergewing plaas nie. En nou sou ons kon vra, hoekom? Dis nou nie 'n vraag wat een van daardie maklike vrae is met 'n maklike antwoord nie. Dit is maar net hoe dit is. Dis maar net hoe hulle dit geglo het en hoe hulle dit gesien het. En hoe dat God hulle ook geleer het. Iemand moet gestraf word. Iets moet gestraf word. En as jy nie self die een is wat gestraf word nie, moet iets of iemand in jou plek jou straf dra. En 'n dier kan nie vir ons ewige verlossing bring nie. Net 'n sondelose mens. En dis waarom God in Christus moes mens word, om vir ons en namens ons die straf te dra, sodat ons by God vergifnis kan kry. Nou dis in kort die boodskap van die kruis, en die betekenis daarvan, waar dit vandaan kom, en hoe Christus dit vervul het, deur sy persoon, en deur sy verlossingswerk. En dis nie vir ons nuwe nuus nie. Dis iets wat ons eintlik teen die tyd behoort te weet. En vir elkeen van ons wat Christus en sy verlossingswerk in die geloof aanneem,
en wat aanvaar dat Christus ook vir my sondes gesterf het, en ek my sondes met berou voor God bely en die wete dat Christus deur sy bloed dit skoon was. Vir elkeen van ons is die kruis 'n simbool van God se liefde, van God se genade, van God se vergifnis en van God se seën. En daarom is die kruis vir ons 'n wonderlike simbool. 'n Simbool wat ons raak sien en ons herinner aan God se liefde vir ons. Maar daar is ook baie mense wat weier om te glo. Hulle weier om dit te aanvaar. Hulle weet, die kruis beteken Jesus het vir ons aan die kruis gesterf. Maar hulle aanvaar dit nie in die geloof nie. Hulle neem hom nie aan as hulle verlosser nie. Vir hulle word die kruis 'n simbool van vervloeking, van oordeele en van straf. Vir hulle word die kruis soos 'n swaard. En kyk nou maar, as 'n mens na 'n kruis kyk van bo af, dan lyk dit nou nogal soos 'n swaard. 'n Swaard in God se hand, waardeur hy straf uitdeel. Nou leef ons in 'n tyd vandag, waarin die oorgrote meerderheid mense vergifnis van sonde onbelangrik ag. Hulle dink dat dit onnodig is. Hulle dink dat Jesus se offer aan die kruis eintlik maar nutteloos is. En deur hulle optrede maak hulle sy kruisdood nutteloos. Wanneer ek nie in die geloof Jesus se verlossingswerk aanvaar nie, en ek dink maar ek is inherënt oulik en goed genoeg om self my eie lewe te kan leef, my eie besluite te kan neem, self te kan besluit wat is reg en verkeerd vir my, wat vir my reg en verkeerd voel, en ek kan maak soos wat ek wil, want ek het tog per slot van sake regte, menseregte, en dit word deur die grondwet beskerm. En omdat ek eintlik maar inherënt goed is en goeie besluite neem en al my besluite goed is en alles waarvan ek hou goed en reg is, dis hoe hulle dink en redeneer, daarom het ek nie sonde nie. En omdat ek nie sonde het nie, het ek nie vergifnis nodig nie. En omdat ek nie vergifnis nodig het nie, het ek ook nie die kruis nodig nie. Maar wat is die implikasie van hierdie filosofie, hierdie denkrigting, wat ons al meer in ons dag teekom? Ons kan uit Hebreërs 10 uit verder lees, dan sal ons sien wat die Hebreërskrywer daaroor sê. In vers 26 lees ons, wanneer ons opsetlik bly sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem nie. As jy Christus se offer verwerp, is daar geen ander offer meer wat jou kan help nie. Al wat oorbly is 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n gloeiende vuur wat die teenstanders van God sal verteer. So al wat oorbly is die hel. As iemand die wet van Moses oortree en 2 of 3 getuies bevestig, dit word nie begenadig nie, hy word doodgemaak, dis hoe dit in die Ou Testament gewerk het. Nou vra die Hebreërskrywer, hoeveel swaarder straf dink julle sal hy kry, wat die Seun van God verag het, die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is geminag het, en die gees van genade beledig het. Want dis wat jy doen, as jy Christus se verlossingswerk verwerp. As jy vir Christus verwerp, jy verag hom, jy verag sy bloed, waardeur hy geheilig is, jy minag dit, en jy beledig die Heilige Gees, wat in jou die waarheid wil getuig.
Daarom skryf hy verder, ons weet tog wie hy is wat gesê het, dis my reg om te straf. Ek sal vergeld en verder, die Here sal oor sy volk oordeel. Dis verskriklik om in die hande van die lewende God te val. Dan word die kruis 'n swaard. Nie 'n simbool van redding en verlossing nie, maar 'n simbool van straf. Geliefdes, Jesus se kruisdood en ons verlossing uit genade behoort ons eerder te motiveer om dankbaar in gehoorsaamheid te kniel in aanbidding van die lewende God. Die God wat ons sondes vergewe en ons gewetes reinig met sy kosbare bloed. Dit is hoe ons oor die kruis moet dink, met harte wat oorloop van dankbaarheid. En dis hoekom Goeie Vrydag vir ons 'n goeie Vrydag is. Al is dit wat met Jesus gebeur het wreed en aaklig gewees, is dit vir ons goed, omdat dit vir ons ten goeie meewerk, sodat ons verlossing en vergifnis kan kry. En dis juist waarin die heilige nagmaal ons ook herinner. Dit herinner ons aan Christus se verlossingswerk. Die brood is 'n simbool van sy liggaam wat aan die kruis vasgespijker is. Die wyn is 'n simbool van sy bloed waardeur ons gereinig word van al ons sonde. En daarom versterk die nagmaal ons in ons geloof. Want ons weet so seker as wat ons daardie tekens met ons sintuie kan waarneem, so seker het Christus vir ons die eens en vir altyd volmaakte offer gebring, sodat ons werklik vergifnis van ons sondes kan kry. En dan kom voed die nagmaal ons, anders as enige ander kos. Want kos voed ons net ons liggame. Dit het nie 'n baie groot invloed op ons siel en op ons gees nie. Maar ons is meer as net 'n liggaam. Ons is liggaam, siel en gees. En die nagmaal beskik oor die vermoë om my as totale mens in totaliteit te voed en my te versterk na liggaam, siel en gees. En daarom vra die nagmaal ook van my 'n bewussyn van my eie sonde, van my eie oortredings, my eie ongehoorsaamheid aan God se wil. Dit vra van my dat ek daarvan bewus sal wees en dat ek dit sal erken met berou voor die lewende God. Dat ek dit sal bely met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid, omdat ek weet, as ek my sonde met berou bely, hy sal my vergewe. Hy sal my reinig deur sy kosbare bloed van alle ongeregtigheid. En daarom gee die nagmaal ons ook die geleentheid om dit te kan doen. Geliefdes in Here Jesus Christus, die Here het self die nagmaal ingestel. Paulus getuig daarvan, ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem. Nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Die nagmaal is in sy wese 'n verbondsmaaltyd, waar die verbinding tussen Christus en sy gemeente telkens weer vernuut word. As verbondsmaaltyd het dit die volgende betekenisse. Dis 'n vredesmaaltyd, omdat Christus se kruisdood vrede gebring het tussen ons en God. Dis 'n gedagtenismaaltyd, omdat dit ons herinner aan Christus se verlossingswerk aan die kruis. Dis ook 'n waarborg, omdat dit ons in die versekering aan ons gee
dat Christus ons sondes vergewe, net so seker as wat ons dit met ons sintuie kan waarneem. Dis 'n gemeenskapsmaaltyd of 'n liefdesmaaltyd, omdat dit ons aan mekaar verbind, omdat ons dit saam met mekaar kan vier. Dis ook 'n verkondiging van ons toekomsverwagting, omdat ons uitsien na daardie simboliese bruilofsmaaltyd van die lam, wat ons gaan hê na Christus se wederkoms en na die oordeelsdag. En daarom is die nagmaal ook 'n vreugdefees, omdat ons opgewonde en bly en dankbaar is vir ons verlossing wat ons ontvang. En daarom is dit 'n fees van dankbaarheid, omdat ons vir die Here ook dankie sê, wanneer ek daardie tekens neem en dit gebruik, omdat dit my in totaliteit na liggaam, siel en gees voed, en omdat my sondes vergewe is. En daarom is die nagmaal ook 'n uitnodiging, wat elkeen uitnooi om in Christus te glo, en 'n geleentheid om daarvan gebruik te maak tot sy eer. Maar om nou die volle seën van die nagmaal te kan ontvang, is dit nodig dat elkeen om in die teenwoordigheid van die Here ondersoek, voordat hy van die brood eet en hy beker drink, sodat hy nie 'n oordeel oor homself bring nie. Dit is tyd dat elkeen van ons eerlik met ons self en met God moet wees oor ons sonde. Ons word verplig om opnuut na te dink oor al ons sondes. Sondes waar ons met gedagtes, woorde of dade oortree, maar ook sondes van versuim waar ons nalaat om die opdragte van die Here uit te voer. Ons moet onsself hieroor opreg voor God verootmoedig, en ek gee nou vir die geleentheid vir stil gebed, dat U dit kan doen. Amen. Geliefdes, laat ons vasglo dat al ons oortredinge vergewe is op grond van die verdienste van die Here Jesus Christus, van wie is hy eens en vir altyd ewige en volmaakte offer aan die kruis. Laat ons ernstig daarna strewe om met ons hele lewe dankbaarheid aan die Here te bewys, deur in ware liefde teenoor hom en ook ons medemens te lewe. Mag die almagtige, barmhartige God en Vader van ons Here Jesus Christus deur sy Heilige Gees ons elkeen daartoe help. Terwyl die tafel nou vir ons gereed gemaak word, gaan ons die eerste versing van lied 219 en dan ook die eerste 2 verse van lied 220. Elna, jy kan maar besluit of jy 219 of 220 wil speel. Ek weet, dit is in verskillende toonaarde, maar die melodie is dieselfde, en ons gaan al 3 verse dan sing, so jy kan dit maar net 3 keer vir ons speel, asseblief. Ja, dit is verskillende toonaarde, maar maak nie saak nie, ons kan dit in dieselfde toonaard die hele tyd speel. Baie dankie.